Tyd vir volgens krantbesprekings en Landie Slatter sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Landie. Môre julle. Landie, ons begin by aansoeke om lisensies skiet met 70% op. Ja, 'n baie skerp toename in die aansoeke vir gelisensieerde vuurwapens. In die afgelope 6 jaar veral. Ons sien al vir jare daar's 'n toename, daar's gewoonlik elke jaar 'n toename, maar veral van 2020 af, soos jy nou genoem het, 'n 70% toename. So dit is nou volgens die polisie se jongste jaarverslag. En hulle het gesê tussen in die 18-19 boekjaar was daar omtrent 99,000 aansoeke en teen 2024-25 was dit 170,000 aansoeke. So dis eintlik so klein bietjie weer as 'n 70% toename, nee. En saam met dit soort van hand aan hand loop ook aansoeke om bevoegdheid natuurlik wat jy nodig het voordat die wapen mag besit. En ag ja, mense kan nou baie spekuleer oor jy weet waarom. Ek dink die hoë misdaadsyfer is natuurlik dit is 'n groot. Dis die grootste drywer op hierdie stadium. Jy kan nou maar sê wat jy wil en mense kan nou maar sê ek het hierdie vuurwapen vir jagdoeleindes, maar jy weet eintlik dit gaan op die ou ende oor veiligheid, misdaad. Korrek. So definitief hierdie is nou wel getalle vir aansoeke vir selfverdediging, jagdoeleindes en sportskiet, maar by verre is die meeste van handwapens vir selfverdediging. En dan 'n ander rede kan ook wees dat mense bang is daar kom inperking op, weet in terme van wetgewing op private vuurwapenbeheer. Want daar was in 2021 wysigingswetgewing in daardie verband, geweldige sterk reaksie van die publiek af gekry. Ek dink daar was iets soos 100,000 kommentare en daai wetgewing is nog op ys sedertdien. Maar ek dink mense is maar bang miskien gebeur dit wel eendag en soort van dan wat. Ja. Mense het ook onthou, in 2020 was daar 'n enorme opeenhoping van vuurwapenlisensie aansoeke. Dit is wyd berig waar daar kamers en kamers vol dokumente in plafonhoogtes gestapel is en nog nie verwerk is nie. Intussen het die polisie tot hulle krediet, die vuurwapen register, meer effektief geraak en die prosesering van aansoeke is meer effektief gedoen. So dit raak minder van 'n rompslomp. Dit raak die proses is meer gestreamlined. Meer voortbelyn, ja. Ja, maar wat dit natuurlik mense nie meer hoef 2 jaar of 3 jaar te wag voor 'n lisensie kry. Party het al dit gedoen. Ja. So mense is geneig om makliker aansoek doen vir lisensies want dit is nie meer so gerompslomp nie. So dis ook dit wat dit makliker maak, of 'n bietjie makliker maak. Beslis. En ek dink wat ook die moeite werd is om te noem is ons moet ook by sê ons weet nie hoeveel van daardie aansoeke is toegestaan nie of goedgekeur nie. Ek dink dis ook belangrik. En weet ons het hierdie kultuur van wil ek amper sê geweld in Suid-Afrika. Ons het nou die naweek gelees van oud-minister Dr. Naledi Pandor wat in haar huis aangehou is deur 3 gewapende aanvallers met klapmisse aan. Jy weet hulle is daar weg met elektronika en 'n kar, maar niemand is immuun hierteen nie. Ons het nou misdaadstatistieke gehoor, weet 58 moorde per dag tussen Januarie en Maart van die jaar. En ek wil net daarby sê, saam met die 58 moorde, 109 verkrachtings 'n dag, 482 aanrandings. Dis ongelooflik en dan sien jy die moordsyfer het afgeneem met 9% en is wonderlik dat afneem, maar die statistiek is, ek het so vinnig gaan kyk in die Verenigde Koninkryk, ek praat hulle iets van soos 500 moorde verstaan oor dieselfde tydperk gewees min of meer. En te dink, okay, mens kan dit eers vergelyk eintlik op hierdie stadium. Dis juist daai verkrachting en aanrandings wat die wettige aansoeke vir vuurwapens motiveer en 'n hupstoot gee. Nou sit die mense dink aan Lady Pandor wat aangehou is. Mense dink aan moorde. Meeste van daai vuurwapens is ongelisensieerde vuurwapens. Dis 'n gesteelde vuurwapens. Presies. Korrek. Die onwettige vuurwapenbedryf dis natuurlik moeilik om dit presies te raam, maar is na raming dieselfde grootte as die wettige vuurwapenbedryf. En ja, daar's 'n afname in gewapende rooftogte byvoorbeeld, maar mense ek luister gisteraand na 'n gesprek van 'n politieke kommentator waar hy sê, weet mense voel onveilig in Suid-Afrika en ek stem saam. Absoluut. Net soos wat elektriese heininge toegeneem het. Nou ja. Absoluut. Mense doen wat jy moet doen. Dan moet ons praat oor die Madlanga kommissie wat 'n polisiekaptein na aanleiding van die Madlanga kommissie is by sy huis vasgetrek, 'n van die forensiese afdeling. Ja, so dit het nou oor die naweek gebeur en die nasionale taakspan wat die aanbevelings van die Madlanga kommissie ondersoek, het hierdie ou, soos jy nou genoem het, 'n polisiekaptein in sy huis vasgetrek en die angswekkende deel hiervan is hy is verbonde aan die polisie se forensiese laboratorium. En hy was in hegtenis geneem vir regsveruitling wat verband hou met
hoë profiel moordsake wat tans ondersoek word, nê? As ook bewyse voor die kommissie wat nou dien. So Wat nou dien? Voor die kommissie. So wat hulle by hom gekry het is onder meer ballistiese verslae, patrone, ander bewysmateriaal. Bewysstukke. So mens weet nie, mens kan net spekuleer. Ja. As mens nou sê wat gekry is, dan wonder jy onmiddellik wat is nie gekry nie. Ja. Of dit wat gekry is daar dalk iets daaraan verander. Ja, wat is al verander? Dis eintlik my vraag. Lyk dit dalk 'n bietjie anders as wat dit gelyk het aan die begin. So hy verskyn nou vandag in die Pretoria Landdroshof. Dan sal ons nou definitief hoor wie dit is. Ons weet nou nog nie, daar's spekulasie natuurlik, maar ons weet nie presies wie dit is nie. Ons sal nou vanoggend hoor. Maar dit is werklik angswekkend. Die dinge, jy weet, ons hoor net elke dag van nog 'n polisie lid in die topstrukture wat net, dit klink net asof dit sleg gaan die hele tyd. Daar's net elke dag nog iemand. Ek moet so erken, as ek iets lees van die Mklanga kommissie, dan sak my moed so 'n bietjie weg my skoene. Ek's dankbaar vir die werk wat hulle doen. Ek is baie bly vir die werk. En vir alles wat uitkom, maar ek dink my moed sak weg oor hoe het ons by hierdie punt gekom, en ek het dit nou al keer op keer gesê, ek kan net nie verstaan hoe het ons by hierdie punt gekom het nie. Kan jy verbaas wees? Ek is verbaas, want ek kan nie verstaan dat dit so lank gevat het vir iemand om hulle mond oop te maak om met die ondersoek te begin nie. Ek kan nie verstaan dat mense wat 'n eed af lê om jou land te beskerm en die mense daarvan te beskerm, so korrup, ek wil sê sleg is, maar dit is nou lelik om dit te sê, maar ek verstaan die res van die polisiediens eintlik wat nie so sleg is nie, laat sleg lyk. Presies. Ja. Dis jare en jare se verval en individue wat keer op keer niks sê nie, en op die einde sit ons hiermee. Dis verskriklik. En so praat van hartseernis, die egpaar wat toe aan die Kruger Nasionale Park wreed vermoor is. Ja, so daar is 'n reusagtige en regtig reusagtige soektog aan die gang na die moordenaars van hierdie bejaarde toeristepaartjie. Dit is Dina en Ernst Maree. Hulle albei was in hulle 70's. En hulle het gereeld in die Kreerwiltuin gaan kuier. Soos baie Suid-Afrikaners, né? Dis vir baie mense hierdie, dis 'n toevlug, dis 'n hartsplek, dis hierdie geliefkoeste bestemming, en hulle het self ook 'n huis gehad daar in Hoedspruit en hulle was gereeld daar, en hulle is, soos jy sê, wreedaardig vermoor en ander toeriste het op hulle lyke afgekom. En natuurlik soek ons nou na hierdie verdagtes, nê. So daar's baie spekulasie dat dit dalk Mosambiekers is. Dit is glad nog nie bevestig nie. Daar's ook nasporing gedoen want hulle bakkie is ook gesteel. Ja. En die bakkie is deur 'n heining aan Mosambiek se kant gekry. Dis die ding, soort van direk, dis nagespoor, maar die woordvoerder sê hy wil dit asseblief beklemtoon, dit is nog nie bevestig dat dit spesifiek die bakkie se spore is nie. Hulle weet nie wie dit is nie. Hulle weet nie wie dit is nie. En nou is die spekulasie met al die xenofobiese tipe dinge wat aangaan in Suid-Afrika ook onmiddellik, dit moet buitelanders wees. Jy weet, daai tipe ding, dis ook gevaarlik. Dit kan wees, maar dit is nie noodwendig nie. Maar die wildtuin is nou al, Kreerwiltuin is nou al vir jare 'n hooftoevoerpad na Mosambiek toe vir gesteelde voertuie. So hierdie beslis. So as jy net op, soos die Engels sê, face value nou kyk, was dit iemand wat weer 'n voertuig probeer steel het en mense gewelddadig doodgemaak het om dit in die hande te kry en in Mosambiek toe wou vat. Dis maar dis die ding, en by Crooks Corner waar hulle gekry is jy weet, dis die noorde van die park. So die noorde van die park het sukkel die afgelope ruk en hulle is onder baie druk ook as mens nou dink aan die vloede ensovoorts, maar dit moet nog steeds veilig wees vir besoekers, en so hulle is nou besig om, jy weet, hulle doen opgraderings aan hulle infrastruktuur, spesifiek early detection tipe goed, vroeë waarskuwingsstelsels. Daar's meer bewaarders, daar's meer monitoringsspanne. So ek dink hulle probeer doen wat hulle kan. Ek lees ook berigte die familie sê hulle voel, jy weet, geondersteun deur SANParke. Maar dit is 'n absolute tragedie op die vooraand van hulle 100ste verjaarsdag, nee. Ja. Dus die Kruger is nou amper 100 jaar oud. 'n plek oud. wat nogal redelik met ons een van ons eerste stories kan verbind word, waar jy as 'n gehoorsame lisensie vuurwapenlisensiehouer jou vuurwapen ingee om geseël te word, maar die kriminele doen dit nie. Nee, dit maar ja. Nou ons moet praat oor, jy sê nou xenofobiese vrese en dis meer, mense wil nie dinge opblaas en sê maar dit is Mosambiekers nie, maar in Durban lyk dit vir my het jy nie eers meer nodig om dit op te blaas nie. Mense is kwaad en aggressief en sien nie altyd rede nie. Geweldig. So daar is nou 460 of is amper, ek dink is 457 mense wat uitkamp. Daar's 'n foto van hulle voor burgemeester Cyril Zaba van die eThekwini Metro se kantoor, omdat hulle letterlik te bang is om terug te keer na hulle huise. Dis anders veilig nie. Dis anders veilig nie. En hulle is nie onwettig nie. Hulle is nie, net twee. Net twee is onwettig.
net 2 van 460, né? En hierdie mense word intimideer, getuister, aangerand, natuurlik verbaal mishandel ensovoorts by hulle huise. So dit is nou waar hulle is. So Cyril Zaba het nou vir minister Leon Schreiber van Binnelandse Sake gesê, jy moet help. Jy moet help hier. Ons sal die metro gebruik om hulle dan nou te hervestig, maar jy moet asseblief vir ons 'n plan gee. Want hierdie mense kan nie hier bly nie, maar hulle kan ook nie op straat bly nie, hulle kan nie terugkeer na, jy weet hoe nou. Is te gevaarlik om huis toe te gaan. Hoe nou, wat nou, help. So ons sal nou sien wat daar gebeur, maar dit was die afgelope 2 maande geweldig baie xenofobiese aanvalle. Natuurlik nie net in die eThekwini metro nie. Ons weet ons al 2 Nigeriërs oorlede. En die president bly stil, nie? Die president sê niks. Ja, dit is maar hartseer dat ons hierdie narratief gedryf word dat alles wat fout is in die land buitelanders is. Ons het dit al voorheen ook op gesê. Ek dink mense moet baie versigtig wees om te sê alles wat fout is in ons land is net die buitelanders. Al die werk wat gevat is net buitelanders. Hulle is nie die wytesuitsyfer gemaak. Verstaan ek, dit is my nogals erg dat dit die narratief is wat gedryf word. Ek dink as daar onwettige immigrante in die land is, maar op plan gemaak word op 'n wettige manier om hulle te stuur. Maar ek dink nie aanvalle is die antwoord nie en ek dink daar moet ook baie meer gedoen word om te gaan. Dit is nie net hulle skuld op hierdie stadium nie. Want dit is eenvoudig nie waar nie. Nee. Presies. Landie, kom ons sluit af met skilpad 6 jaar later terug see toe. Dit is 'n lekker storie. Ek het nou gehoor julle vra wat inspireer julle. Toe dink ek, dit inspireer my. Jy weet, hierdie ouetjie is in 2020 in Struisbaai as 'n baba skilpad wat net meer as 500 gram geweg het, gered want hy kon nie lekker swem nie. Hy het so al vertikaal gedryf in die water, want hy het longprobleme. Sy longe is verskillende groottes en hy het vreeslike infeksie gehad en hulle het hom toe nou vir 6 jaar lank, hier's nou sy vrylatingsvideo, vir 6 jaar lank opgepas by die Two Oceans Aquarium. Verskeie planne gemaak, want die een long is groter as die ander een, so toe het hulle in 'n soort van gewiggie aan die kant waar die long groter is gesit om beter te laat swem, toe werk dit nie lekker nie. Toe sit hulle 'n opblaas dingetjie aan die ander kant met die kleiner long, jy weet om sy balans reg te trek, toe werk dit ook nie. En toe maak hierdie maatskappy, hulle naam is Animotion, vir hom soos 'n tipe van 'n opblaastoestel van hoë digtheid skuim, high density foam, wat hy bo op sy dop soort van vasgemaak het wat die vloei van die water verbeter. So nou kan hy mooi balanseer, hy kan mooi swem en nou na 6 jaar nou weeg hy 100 kg en hulle het hom vrygelaat. 100 kg. 100 kg in die De Hoop beskermde marinegebied en dit gaan blykbaar baie goed met hom. Julle, dit is ons nou oulik. Ja, hy het al 76 km geswem in sy eerste week. What? En almal wat hom nou opgepas het, sê dis vir hulle vreeslik emosioneel om hom natuurlik te laat gaan. Maar ek dink dit is sommer 'n heerlike storie. Wat hoe klein was dit toe hom gekry het? 553 gram. Tot 100 kg. 100 kg. Ja, maar dan is dit soos jou eie kind wat jy vrylaat. Nee, nog 6 jaar. Ja, en ek stem saam met jou. As mens dink dan wat inspireer jou, hierdie verseker stories wat mense inspireer. Ek dink so. Ja. Landie, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Landie Slatter. Ons is nou weer terug met nog ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.